Inskrywings is oop vir vanjaar se Agri's Got Talent projek. As jy in die vrugte, wyn of sitrusbedryf is en jy het 'n passie vir sang, is dit nou tyd om te skitter. Ek gesels met Tia van Sail, sy is projekkoördineerder van Agri's Got Talent. Nou Tia, jy het sedert die ontstaan van Agri's Got Talent deel uitgemaak van hierdie projek. Dis alreeds 12 jaar. So maar hoe het dit ontstaan? Vertel vir ons. Ja, dit is al 12 jaar, die projek is al 12 jaar oud, dus is so bevoorreg. Ek was nou nie die koördineerder aan die beginjare nie, maar ek was betrokke op een of ander manier. So die projek is die breinbaba van Anton Rabbe van Hortgrou. Hy het die wonderlike idee gehad om 'n platform te skep vir ons landbouwerkers wat in elk geval so mooi sing in die boorde en in die pakhuise en in die wingerde, en toe net gedink, daar moet 'n platform wees om ons landbouwerkers te celebrate, te vier. En watter beter manier as sang. Hy het toe gedink 'n sangkompetisie is ideaal, dit breek mure af, maak nie saak watter taal jy praat of waar jy werk of wie jy is nie, ons almal kan by mekaar kom en connect deur musiek. Ja, en nou 12 jaar later is Hortgrou nog steeds betrokke, maar ons is die Citrus Kwekersvereniging, SATI, Windprou en nou SA Wine, en dan nou die Departement van Landbou in die Weskaap is ons hoofborge of ondersteuners. Ja, so dit is wonderlik om nou al 12 jaar hierdie projek te kan, ja, 'n platform te kan gee. Tia, maar dis nie net 'n sangkompetisie nie. Ja, ons gebruik sang, dit is die tool wat ons gebruik om regtig te werk in die binnekant, in die hart en in die binnewerke van die mense wat deelneem. So hulle kry is formele sangopleiding, verhoogopleiding, media training en al daai wat deel vorm van die sangkompetisie, maar dan neem hulle ook deel aan 'n intensiewe persoonlike ontwikkelingsprogram wat aangebied word deur Procare, maatskaplike werkers van Wellington. Hulle is al ook van dag 1 af betrokke. En daar kyk ons na die uitdagings wat ons deelnemers by die huis het, by die werk het, hoe ons dit kan aanspreek, as dit nou kom by selfbeeld, as dit kom by lewensvaardighede soos konflikhantering, finansies of persoonlike finansies, tydsbestuur. Ons wil regtig die persoon bemagtig om terug te gaan huis toe en so 'n ripple effek te kan hê met die vaardighede wat hulle geleer het om in hulle werk te bevorder, maar ook in hulle sang en in hulle persoonlike passies. Soos wil jy die landbouwerker uit landbou uithaal nie. Dit is nie 'n tradisionele sangkompetisie van ons wen nou hierdie kompetisie en dan is ons nou die volgende superster nie. Ons wil juist die supersterre op die plase bemagtig om so 'n verskil in hulle gemeenskappe te maak. So wie kan inskryf? Alle landbouwerkers binne die sagte vrugtebedryf, so appel, pere, steenvrugte, tafeldruiwe, die sitruswerkers en dan nou ook in die wynbedryf kan inskryf. So maak nie saak waar jy bly in die land of waar jy werk binne daai bedrywe nie, en watter taal of genre van musiek jy sing nie, jy is welkom om in te skryf. Verduidelik vir ons presies hoe werk die kompetisie? So ons probeer dit regtig so eenvoudig as moontlik hou. Ons deelnemers skryf in via WhatsApp of e-pos. Jy stuur 'n video of 'n voice note aan ons nommer of ons e-posadres en dan so kry ons al ons inskrywings bymekaar en ons paneel sit en hulle kies 'n top 10. So hierdie top 10 neem dan deel so 2 maande na inskrywings gewoonlik sluit. Hierdie jaar is dit nou middel September. Dan neem hulle deel aan hierdie lekker intensiewe opleidingsweek in persoon waar ons slaap en praat en deel musiek en dan ook al ons persoonlike stories en ja, ons neem dan deel aan hierdie program bymekaar waar ons dan aan die einde van die week 'n lekker gala aand, baie mooi aand hou vir ons deelnemers met 'n live gehoor wat gewoonlik bestaan uit hulle kollegas, hulle vriende en familie en dan ook 'n paneel beoordelaars, professionele musikante onder andere wat dan daar sit en hulle luister na hierdie elke deelnemer moet 2 liedjies sing en hulle kies dan die top 3 volgens daai optredes van daai aand. Hulle word ook
'n punt gegee vir hulle deelname en hulle groei tydens die week. Dit bevestig maar net weer hoe belangrik dit vir ons is dat dit gaan nie net oor die sang nie, dit gaan ook oor alles anders wat jy saamneem na die kompetisie, en hoe jy deelneem in jou gesindheid binne landbou en dan vier ons daai top 3 na die tyd. En wat kry die wenner of wenners? Is daar pryse op die spel? Ja, ons het 'n kontantprys vir die top 3. Jy kry 'n prys as jy net gekies word as die top 10, maar dan het ons 'n addisionele kontantprys vir die top 3. En dan wen die wenner ook 'n werkswinkel vir hulle plaas, pakhuiskelder vir hulle werkgewer wat aangebied word deur Proucare. So dit is dan gewoonlik gemik op 'n behoefte wat hulle by die werk het. Dit kan nou konflik of enigiets wat die werkgewer identifiseer as 'n behoefte. Dit is nogal 'n baie lekker prys want dit is voel vir die deelnemer as hulle iets kan terugvat plaas toe en kan wys ek het dit vir julle gedoen. Ek het dit vir my gemeenskap gedoen. En dan kry ons wenner gewoonlik meer as die wenner, soms die top 3 of meer ook geleentheid om op te tree by funksies wat binne landbou plaasvind. Kan jy kortliks vir ons iets vertel van een of twee van die voormalige wenners? Okay. So oor 12 jaar het ons nou al 'n paar mooi stories, maar onlangs het ons vir Victor Fredericks, hy is 'n digter en liedjieskrywer wat nou al baie behaal het deur sy wonderlike skryftalent, maar onlangs was hy ook deel van die ATKV sangkompetisie en mentorskap program. En hy het onlangs saam met Corlia Botha en Rico Latti opgetree. Hy saam met Jason Baardman was by die Oesfees. Onlangs en Jason het nou ook al sy tweede keer by die Woordfees opgetree, wat 'n baie wonderlike prestasie is. Hy hou Agri's Got Talent se naam hoog. En dan ons naaswenner van laas jaar, Chantal Boonzaier, is tans in Griekeland, waar sy optree, meestal Whitney Houston liedere sing, maar regtig waar haar droom uitleef om die wêreld te sien, maar ook haar sangtalent te deel. Ons het ook al deelnemers gehad wat terug was skool toe of teruggegaan het skool toe na Agri's Got Talent, net daai selfvertroue boost nodig gehad om weer na hulle self te kyk wat vir hulle belangrik is. En dan natuurlik baie wat binne landbou bevorderings gekry het, begin opstaan het vir hulle self en regtig gevoel het hulle is die moeite werd om hard te werk vir dit wat hulle wil hê. Nie net in sang nie, maar ook in landbou. Nou goed, ek dink jy moet nou mooi verduidelik, hoe skryf ons in? So jy neem 'n video of 'n voice note op waar jy sing, 'n stemnota. Probeer dit stil hou, probeer dit eenvoudig hou, nie 'n backtrack wat in die agtergrond blaas nie. Dan stuur jy daai video of voice note vir my. Ek is die een wat dit ontvang op ons WhatsApp nommer. Ek sal dan 'n lysie stuur van inligting wat ons nodig het, soos jou naam, jou ID-nommer, waar jy werk en al daai. En dan sodra ek vir jou sê jou inskrywing is nou voltooi, dan wag jy maar net tot inskrywing sluit 31 Julie en dan kies ons paneel die top 10 van daar af. En ons sal jou en jou werkgewer dan in kennis stel wanneer jy die top 10 behaal het. Ja, baie dankie vir al die inligting. Net ten slotte? Ek wil net sê, moenie jouself onderskat nie. Vat 'n kans. Ons het die meeste van ons deelnemers wat regtig al mooi groot dinge behaal het deur Agri's Got Talent as 'n platform het nog nooit voor 'n gehoor gesing nie. So moenie voel jy moet 'n sekere skillset hê om deel te neem nie. Vat net 'n kans en aan ons produsente en ons pakhuisbestuurders ondersteun ons landbouwerkers, skryf hulle somme in die massas in, hou 'n mini Agri's Got Talent in die pakhuis, neem hulle op en stuur dit as 'n bulk inskrywing vir my. Dit is belangrik dat ons landbouwerkers ondersteun om hulle drome en hulle persoonlike drome en ideale na te jaag en so bou ons 'n sterker landbougemeenskap. So baie dankie vir die geleentheid en ja, ek sien uit om al die inskrywings te ontvang. So lekker gesels Dia van Sail, sy is projekkoördineerder van Agri's Got Talent en as jy wil inskryf, onthou, inskrywings sluit 31 Julie.